Nou, liewe ouers, vanmôre is daar nou nie kinderkerk nie. Ek wil baie graag almal vanmôre hier hê. Ek gaan oor 'n onderwerp met u praat. Ek wil vir u sê, baie keer word ek 'n bietjie onnodig beskuldig oor sekere dinge. En dan sê mense ek mik op hulle, ek mik op niemand wanneer ek voorberei nie. En vanmôre se boodskap het ek op niemand gemik nie. So ek doen wat in my hart die Here vir my sê ek moet doen. So ek kan dit eerlik voor onder 'n oop hemel vir u sê. Baie van u gaan dit nie daarvan hou nie, ek gee nie om nie. U moet net doen wat die woord sê en buig oor die woord en vir die Here sê, Here, kom en kom praat met my. So ek wil eintlik al die jong mense hê, daar's nou van hulle wat nie hier is as gevolg van sport en ander verpligtinge, maar maak nie saak nie wat hier is. Baie dankie. Ek soek 10 wat net hier voor kan kom sit en wat net vir my moet help. Daar's 2 redes. Ek hou nie daarvan dat u moet kou in die kerk nie en ek wil graag hierdie 10 mense kans gee om klaar te kou. Ek het 10 chappies wat u vir my moet kom help. Enige, as die groot mense is sonder te val staan asseblief. Is daar 10 wat net sal kom, net hier kom sit? Enige 10? Wie het valstande? Asseblief nie, Martie kom. Kom moenie skaam wees nie. Wie wil graag nog gekou het in die kerk? Ek kry 'n chappie verniet. Ek kry 'n chappie verniet. 2 voorwaardes. Nee, enige. Om Hendrik, om kan kom kou. Nee. 2, nog 'n plekkie. 2, 4, 6. Ek soek nog. Nou, ek kan sit. Nou ek 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mia, sit jou stoel daar. Jy kan nou weer gaan sit. Nog 2? Wie wil nog? Groot mense? Kom. Valerie, omdat jy môre verjaar, kom sit hier so asseblief. En dankie Lal. Okay, ek het 2 verskillende klere. Jy mag net hier kou. Tot ek sê jy is klaar gekou. En ek weet hoe groot hierdie chappie is, ek weet hoeveel hy weeg, en dan gaan ek later vir jou 'n bord gee, dan gaan jy vir my net daarin teruggooi, is dit reg so. So, jy kan kies, wat 'n kleur jy wil hê. Geel, groen. Ek gaan nou vir julle kans gee, dan kan julle hom ruil. Jy kan maar oop maak hom oop, hou jou papiertjie, en jy kan so 'n bietjie kou, so 'n bietjie terwyl ek nou besig gaan wees. Ek gaan met u praat oor hierdie onderwerp, en dis nie uit dat ek nie respek het nie, ek wil net hê met daai om lekker kou, is almal sin al in die mond. Daar's groenes en die ander is geel nie. Pink, is die haal gou so 'n wys, pink. Ja. En groen, pink, groen, wys so. Ek weet, ek het 5 groen en 5 pink. Dit reg so. Julle kan lekker saam kou. En konsentreer, wanneer ek gaan, voordat ek gaan lees, ek wil graag vanmôre met u praat oor 9 beginsels, hoe om jou lewensmaat te kies. Nee, moenie weggooi nie. Jy moet net die papiertjies gaan haal. Nee, hou. Meng hom soms so. Die chappie, nee, meng hom soms so. Nee. Is hy al lekker sag? Okay. Net uit respek ek wou die woord lees, maar uit respek vir die woord. Ek het nou 2 papierborde. Watter kleur het jy? Pink, groen. Ek wil hê jy moet om hier inspoeg, jy mag nie met jou mond so vat nie. Jy moet om hier inspoeg, jy kan jou voorletters kry, en na die diens kan jy verder kou. Was dit lekker? Was dit lekker? Jy kan smaak. Jy mag nie vat nie. Jy moet so sit nie. Jy moet hom. Vat hom, kyk waar jy hom neersit. Jy kan die pen gebruik, as jy hom wil merk. Jy kan naspoeg, wil jy voorletters sit? Nee, wil jy jou nie daar sit? Die voorletters? Ja, merk hom vir hom.
Merk julle chappies, ek wil nie. Was dit lekker? Watter geur is die lekkerste, pink of groen? Groen. Ek gaan nou vir jou pinke gee, ek hou jou weer. En nie? Jy het nou nie hulle sin gemerk nie, hoe gaan ek nou die mekaar raak? Sal jy my inmerk? Asseblief en. Okay, julle sien nou wat ek doen nie. Kyk nou mooi. Op my linkerhand het ek hierdie groepsin, en my regterhand het ek hierdie groepsin. Reg so. Party is mooi gerond, hierdie is nog tandemerke, maar sou dit so. Sien nie, hierdie is hierdie groepsin, en hierdie groepsin. Is julle seker? Is julle gemaklik? Hoe wys julle dis nie so nie? Nee, daar is hy gemerk. So hierdie is gemerk, hierdie is nie gemerk nie, is jy reg? Daar is my pen. Blaai saam met my na Genesis hoofstuk 24. Is jy gemaklik om hier te bly sit? Julle kan teruggaan na julle stoele toe as julle wil. Dankie dat julle wil, ek wil net vir julle wys, ek het 2. Hier by my het ek 2, gaan nou kou. Genesis 24. Ek wil 'n paar verse hier lees, as jy tyd het met jy hierdie hele hoofstuk gaan lees in 'n paar vertalings. Hierdie is 'n ou vertaling wat ek gaan lees, die lewende vertaling moet jy lees. Dis 'n aangrypende hoofstuk hierdie. Hierdie hoofstuk gaan oor Abraham wat 'n hartsbegeerte gehad het dat sy seun 'n vrou moet kry. Net terwille van die agtergrond wil ek dit graag net vir jou wys. Ek gaan met jou oor daai praat. Sien jy, daar is die chappie. Hy is mooi vierkantig, hy is square. Ek gaan terwille van die boodskap die woord gebruik, square, nee. Maar ek wil jou vertel, op hierdie stadium speel hierdie hoofstuk af. Isak was ongeveer 30 jaar oud. En in al hierdie jare het Abraham en Isak gewonder. Soos ons as ouers ook wonder as dit by ons kinders kom, hoe sal dit moontlik wees dat ons nageslag soos die sand van die see en die sterre van die hemel gaan wees? Want jy sien, God het 'n belofte gemaak. God het aan Abraham op 'n stadium 'n belofte gemaak en gesê, maar jou nageslag gaan wees soos die sterre van die hemel en die sand van die see. En Isak is nou al 30 en in hierdie omstandighede waarin Abraham hom in Kanaan bevind, was nie dogters gewees van soos hulle was nie. 'n dogter met wie Isak kon trou nie. En Abraham het geweet, in al hierdie tyd soos wat hy sy seun sien opgroei het, het hy hierdie ding geweet. My seun moet 'n vrou kry. 'n vrou van ons mense. Jy moet nou mooi sien wat die Bybel sê. Van ons familie. Daar's 'n rede hoekom hy sê van ons familie. So Abraham en Sarah het met hierdie ding geworstel, en terwyl hulle vir 30 jaar met hierdie gedagte worstel en wonder, waar gaan my seun 'n vrou kry? Hoor nou mooi, as daar woorde is wat ek vanmôre wil hê die Heilige Gees van God in jou hart moet ingrafeer, liewe jong meisie, liewe jong man, God is aan die werk. As jy hom vertrou vir 'n lewensmaat, vir die keuse van jou lewensmaat, maak nie saak hoe oud jy vanmôre is nie, glo God. Abraham het al die tyd en Sarah het al die tyd, terwyl hulle gewonder het hulle vergeet van hierdie gedagte dat God is aan die werk. Glo jy dit? Wanneer ek en jy bid, is God aan die werk. Wanneer ons oor 'n saak bid, is God aan die werk. En jy sien, Isak sou die vader word van hierdie geweldige nageslag wat God beloof het. Nie net die nageslag sou hy die vader word, maar God sou juis hierdie nageslag geseën het. Daarom is dit vir ons belangrik wie en wat. Hoe het hierdie vrou gelyk wat Isak? Hoe het hy hierdie vrou in die hande gekry? Dis die vraag.
Nou daar's 9 stappe wat ek vir jou wil wys, want jy sien wat baie belangrik is, sy kon nie sommer net 'n vrou wees nie. Hoor mooi wat die Bybel, ek gaan dit vir jou wys. Sy moet 'n vrou wees van ons mense. Sy moet 'n vrou wees van uit ons familie uit. Hoekom? Jy vat nie sommer enige vrou nie, want jy sien uit haar gaan 'n nageslag gebore word. God sê, ek gaan 'n nageslag vir jou gee, maar daai nageslag moet uit hierdie vrou gebore word. En ek wil hierdie nageslag wil ek seën. Meer nog, dit sal ook die lyn wees waaruit die Messias gaan kom. So sy moet 'n spesiale vrou wees. Sy moet aan sekere eise voldoen, aan sekere kwalifikasies, as ek dit so vanmôre kan sê, nee. Hoor gou mooi, jong meisie, die man wat God vir jou in gedagte het, moet aan sekere kwalifikasies voldoen. Anders hom ook. Meneer die vrou wat, jong man, die vrou wat die Here vir jou in gedagte het, is nie sommer enige man nie. Jy hoef nie bang te wees dat jy op die rak kan sit nie. As jy gaan bid oor jou lewensmaat, en jy volg hierdie 9 stappe vanmôre, dan wil ek vir jou sê, jy gaan met God se keuse vir jou lewe sit. Nou wil ek vir u sê, van ons het foute gemaak, ons almal maak foute. So, van u het nie hierdie riglyne geweet en ook nie geken nie, en ek wil nie, jy moet veroordelend voel terwyl ek met u praat nie, terwyl ek met u praat, terwyl jy in die stoel sit, kan jy vir die Here sê, Here, dankie vir die bloed van Jesus. Want ek gaan reguit met jou praat. Ek wil hê jong mense moet vanmôre baie reguit verstaan waaroor hierdie boodskap gaan. Hoe lyk my man, hoe lyk my vrou wat die Here vir my in gedagte het? So as jy misgetrap het, dan vra jy, Here, vergewe my. Was my met die bloed. Daar is hoop vir elke persoon. So ek wil hê, as jy by daai deur uit gaan vanmôre, moet jy hoop hê in jou hart. Kyk wat sê die woord. Nou ek gaan 'n paar verse vir jou lees. Ek het nou die agtergrond vir jou gegee. Isak is 30 jaar oud. En op hierdie stadium was Abraham oud gewees, vers 1 sê van hoofstuk 24, en Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Toe sê Abraham aan sy dienaar, let nou mooi op, wie gee die opdrag? Jy moet nou mooi kyk wat sê die Bybel, want hieruit gaan die gedagtes kom. Abraham sê vir sy dienaar, die oudste van sy huis, wat die opsig gehad het oor al sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie. Hy moes sweer, hy moes sy eed aflê. Die dienaar Eliezer, hy speel 'n geweldige rol. Kan ek dit sommer nou vir u sê? Niemand anders as die Heilige Gees nie. Die dienaar. Abraham sê, sweer by my, dat jy vir my seun nie 'n vrou uit die Kanaaniete. Kanaaniete is 'n belangrike woord, ek gaan nou vir jou wys wat beteken dit. Maar dat jy na my land en my familie sal gaan. Hier kom dit, jy kan dit maar onderstreep in jou Bybel. Om vir my seun Isak 'n vrou te neem. Toe sê die dienaar vir hom, miskien sal die vrou my nie volg na hierdie land nie, moet ek u seun dan maar terugbring in die land waaruit u weggetrek het. En Abraham antwoord hom, neem jou tog in ag, dat jy my seun nie weer daarheen sal bring nie. Hoor jy? Ouers, hoor jy? Jy moet mooi hoor wat sê God se woord. Ons is baie keer so hardop, as my dogter nie 'n man kry nie, of my seun nie 'n vrou kry, kyk, vat tog maar net wat voorkom, totdat jy dit getroud raak. Vers 7, die Here God, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Hoor hierdie woorde, jong man, jong meisie. Hy sal sy engel voor jou uitstuur. Hoekom? Jy moet skryf hierdie woord daar agter. Hoekom sal hy sy engel voor jou uitstuur? Daar's 'n rede. En jy moet
vir my seun daar 'n vrou gaan haal. Maar as die vrou jou nie wil volg nie, jy onderstreep die woord volg. Jy dwing niemand. Jy dwing haar nie. Sy moet vrywillig, moet sy hom volg na sy land. Dan is jy ontslaaf van hierdie eed aan my. Jy moet net my seun nie weer daarin bring nie. Toe lê die dienaar sy hand onder die heup van Abraham, sy heer, en hy het vir hom gesweer met die oog op hierdie saak. En die dienaar het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem en weggegaan met allerhande kosbare goed van sy heer by hom. Hy het klaargemaak en na Mesopotamië, die stad van Nahor, getrek. En hy het die kamele laat neerkniel buitekant die stad by die put. Teen die aand, teen die tyd dat die vroue uitgaan om water te skep, en gesê, Here, hoor gou mooi, sien nie wat hier gebeur? Hy luister na sy heer, hy luister na Abraham, en daar gaan hierdie diensknegt, hy vat 10 kamele, en hy trek, hy kom daar, hy laat die kamele op hulle knieë neersak, hulle kniel en hy kniel self. Sien u hoe bid hier die diensknegt van Abraham? Hy bid. Hy is op sy knieë, die kamele is op hulle knieë, hy is op sy knieë, hy sê, Here, God van Abraham, my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, my Heer. Mag ek vir jou vra, u wat getroud is vanmôre, wat hier sit, het u oor u lewensmaat gebid? Of het u maar getrou? Het u gebid? Here, gee vir my 'n vrou wat u vir my in gedagte het. Gee vir my 'n man wat u vir my in gedagte het. Hoor hoe bid hy? Here, Abraham het my gestuur, my Heer het my gestuur, ek is die diensknegt. Laat my tog haar vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om weer water te skep. Kyk nou mooi, kyk vers 14. Laat dit nou tog gebeur, Here. As die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik, dat ek kan drink, antwoord, drink, en ek sal ook u kamele laat drink, dan is sy dit wat u bestem het. Hoor gou mooi, niemand het vir hierdie vrou nou gesê, of hierdie meisie gesê, hoor nou mooi, hierdie man gaan hierdie vraag vra, hierdie 2 versoeke, hierdie 2 eise stel, jy moet tog aan hierdie versoeke, moet jy tog aandag skenk of antwoord nie. Hy sê, laat dit tog gebeur, Here, as die dogter, vers 14, aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik, dan sal ek drink, antwoord, drink, en nommer 2, en ek sal ook u kamele laat drink. Dan is sy dit wat u bestem het vir u knegt Isak. En daaraan sal ek weet dat u guns aan my Heer bewys. Stel maar daai eise, meneer, vir jou dogter, vir jou seun, stel maar die eise. Stel daai eise. Kan ek het vir hier sê, ek hoop ek kom deur, 'n kameel, 1 kameel, drink 100 liter water in 'n tydperk van 15 minute. Tussen 100 en 150 liter water, sê hulle. Hy neem 10 kamele. Hoor hierdie eis. Here, as sy haar kruik laat sak, en vir my sê ek kan water drink, dan sal ek weet. Maar Here, ek wil net seker maak, as hy aanbied om my 10 kamele, hierdie 10 kamele, 10 maal 100, 10 maal 150, hoeveel water? So hoeveel keer het sy die kruik? Waar sy die water? Hoor gou mooi, stel maar die eis, maak dit maar hoog. Dit moes haar iets kos om terug te gaan, 150 kamele, 150 liter per kameel, water by mekaar te maak, sodat die kamele kan drink. Hoor nou mooi. Hy het nog nie klaar gespreek nie, of daar kom Rebekka
uit wat vir Bethuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer, gebore is met die kruik op haar skouer. En die dogter was baie mooi van aansien. Sy was binne mooi en sy was uiterlik mooi gewees. Jy sien, wanneer God vir jou iemand gee, wanneer dit God se keuse is, sal dit uiterlik en innerlik mooi wees. Is dit mooi nie? En geen man het haar beken nie. Sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê, laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord, drink my Heer. Die eerste, Here, as hy sal toelaat dat ek uit haar kruik sal drink, sal ek weet, maar Here, mag net weer seker. En sy laat die kruik sak. En sy antwoord, drink my Heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, hy het nog nie eers iets gesê nie, sê sy. Hoor mooi. Ek sal vir u kamele ook sê. Wat het ek nou gesê? Terwyl Abraham en Sarah bekommerd is God aan die werk. Hier kom hierdie meisie en God het al in haar hart gewerk. Toe sy sien, toe gee sy sommer vir hom water en sy sê, uit haar eie uit, ek sal ook u kamele water gee. Is dit mooi nie? Maak vir my so, is dit nie mooi nie? Is 'n mooi verhaal hierdie nie. Kom ek hou jou Bybel op. Die keuse, ek wil vir jou 10 dinge noem oor die keuse van jou lewensmaat. 10 beginsels. En ek gaan vinnig, die eerste 2 gaan ek 'n bietjie tyd vat, dan gaan ek vinniger daardeur. So die eerste beginsel wat ek hier leer is dit. Isak kon nie 'n bruid kry voordat hy nie self by sy sterfaltaar gekom het nie. Vat dit mooi. Jy moet mooi hoor wat ek vir u sê. Isak kon nie 'n bruid kry alvorens hy nie self by sy sterfaltaar gekom het nie. Jy sien, wanneer die Here met jou en my begin, meneer, jong meisie, jong man, dan wil die Here eers sê, ek en jy moet self sterf. Ons moet self oor daardie altaar. Onthou jy toe Abraham vir Isak gaan offer het? Onthou jy hoe moeilik dit vir Abraham was? En Isak en Abraham stap daar na Moria toe, hulle loop by Moria hierdie koppie op, hierdie berg op, en Isak vra vir sy pa, hy sê, pa, ons het die hout, waar is die offer? En op 'n stadium toe sê die pa, Isak, jy is die offer. Wat beteken hierdie woorde, as ek dit vanmôre sê, voordat hy nie bereid sou wees om self op die altaar, self sy lewe af te lê nie. Jy sien, is eers na daardie ondervinding, die altaar, ek verwys na dit as die altaar ondervinding, dat Isak 'n vrou sou kry. Hoekom eers na hierdie ondervinding? Hoekom sou ek vanmôre hierdie stelling maak en die eerste beginsel hieraan koppel, dat hy eers na hierdie altaar ondervinding, dat hy 'n vrou sou kry? Jy sien, hy moes eers sy eie lewe in die hande van God plaas, en hy moes eers sy eie toekoms in die hande van God plaas. Hy moes eers, kan ek dit Nuwe Testamentie so stel, hy moes eers 'n kind van die Here word. Hy moes eers sy eie lewe vir die Here gee om te verwag, Here, u gaan vir my nou u keuse gee, 'n vrou van u keuse wat ook vir u gaan dien. So hy kom daar waar Spreuke 3 sê, presies wat Spreuke 3 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Isak moes daar kom waar hy sê, Here, hier is my lewe, hier is my toekoms, ek kom plaas dit in die hande. Hoor gou mooi, u is op soek na 'n man wat die Here vir u moet gee. U is op soek na 'n vrou, of miskien is jy al, het u lewensmaat. Ek wil vanmôre hier begin en ek wil hierdie gemeente uitdag. En ek wil vanmôre vir u sê, in hierdie kerkgebou gaan jy vanmôre kom waar jy opnuut hier Spreuke 3 vers 6 gaan bid en sê, Here, ek wil vir u sê, ek wil u ken in al my weë. Ek wil u ken in ons huwelik, ek wil u ken in ons verhouding, Here. Ek wil u ken in ons toekoms, dat u ons paaie vir ons gelyk sal maak. Ken hom in al jou weë.
Ek wil vanmôre vir jou sê, as hierdie eerste beginsel nie in jou lewe waar is nie, sal jy die verkeerde keuse maak, wanneer dit by jou huweliksmaat kom. Jy sien, jy soek 'n lewensmaat wat God en sy koninkryk sal lief hê, en wat vir hom sal omgee. Maar hoe kan jy verwag dat die Here vir jou so maat sal gee, as jy self nie die Here Jesus ken nie? As jy self nie jou lewe vir die Here oorgegee het en sê, Here, hier is my lewe, hier is my toekoms. Hoe verwag jy dat die Here vir jou so iemand sal gee, as jy nie daai standaard in jou lewe het nie? Hoe verwag jy? So wat is die heel eerste ding wat in jou lewe moet gebeur? Jy moet vanmôre by 'n altaar kom. Jy bou 'n altaar in die geloof. En jy kom sit jouself, vergeet jou vrou, vergeet jou meisie, vergeet wie ook al, en jy kom sit jouself op God se altaar. Jy kom plaas jou toekoms in God se hande en sê, Here, hier is ek. Begin by my, Here. Vergeet van daai, begin by my. Bereik u doel in my lewe. Wanneer God sy doel in jou lewe bereik, is God aan die werk. Hy is besig om vir 'n Rebekka vir jou in plek te kry. Op die regte tyd sal daardie meisie en sal daardie man op die toneel verskyn, en jy kan wat se standaard hê, wat se eise. God het in sy of haar hart gewerk. En jy sal sien die oomblik wanneer hy of sy op die toneel kom, God was aan die werk gewees. Ek wil jou net hierdie vraag vra, en ek wil nou oorstap na die tweede beginsel toe. Het jy al jou self? Het jy al ooit jou toekoms in die hande van God geplaas? Het jy al oorgegee, jou lewe? Het jy dit al gedoen? Die tweede beginsel wat ek leer uit hierdie gedeelte, in die keuse van my lewensmaat. Isak kon nie 'n vrou vat, voordat Abraham nie sy goedkeuring gegee het nie. Wie het die opdrag gegee? Ek het dit vir die gewys. Ek het dit stadig gelees, toe sê ek vir die, let gou mooi op. Wat sê die Bybel hierso? Wees aan die woord. Vers 2 sê, toe sê Abraham vir sy dienaar. Nou moet jy mooi hoor, liewe jongman. Ek lees vers 7 ook vir jou, jy kan dit maar volg in die Bybel. Die Here, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis en my geboorteland weggetrek het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het, met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Van wie af kom hierdie opdrag? Abraham. Hoor gou mooi, ek het vir u in die begin gesê, op hierdie stadium was Isak al 30 jaar oud gewees. Nou wil ek terugkom en sê, al was Isak mondig, dit beteken al was hy ouer as 21, het hy sekerlik nie die reg gehad om vir homself 'n vrou te soek, of volgens wat hierdie Bybel van my sê, of 'n besluit te neem wie hy wil hê. Ons sê mos, dan sê papa en mamma, hoor jy, ek dink nie jy moet daai man van, wat weet my pa en my ma? Ek is oud genoeg om te besluit wie hy wil hê en wat hy dink, hoor gemooi, wat die beste vir hom sal wees nie. Jy weet, verbliefdheid maak jou blind. Daarom is dit baie belangrik, wanneer dit kom by vrou soek, dat jy versigtig sal wees, om sommer net 'n besluit te neem. Ek wil so ver gaan en vir jou sê, liewe maat, jong meisie, jong man, jy neem geen vinnige besluit, wanneer dit kom by die keuse van jou lewensmaat nie. Ons lees dat Abraham het sy diensknegt gestuur. Sy diensknegt het ek nou vir u gesê is Eliezer. Dit stel die Heilige Gees voor. Hy het hom gestuur om die regte vrou vir hom te kry. Wat beteken dit? Begin bid. Begin bid oor jou lewensmaat. Here, wie het u vir my in gedagte? Jy sien, in hierdie hele proses was Abraham betrokke gewees. Vers 7 sê hy het telke maal 'n raad gegee vir sy diensknegt. Hy sê vir sy diensknegt, sit jou hand hier onder my heup. Lê vir my, jy eet af.
Die diensknegt gaan presies doen dit wat Abraham van hom gevra het. Kan ek het vanmôre vir jou sê, as dit kom by die geestelike toepassing, ek het vir jou slegte nuus. Jong mense hou nie daarvan wat ek nou vir hulle gaan sê nie, maar ek wil jy ouers, jy moet dit vat, as jou seun of jou dogter die vanmôre hier is nie, gee ander raad, gee vir hulle raad. Hoor gaan mooi, hier is die raad. Ouers, liewe ouer, liewe jong meisie, liewe jong man, jou ouers speel 'n belangrike rol, ons noem dit 'n raadgewende rol, as dit kom by die keuse van jou lewensmaat. Ouers, jy speel 'n geweldige rol, 'n raadgewende rol as dit daar kom. So speel die diensknegt Eliezer, die Heilige Gees ook 'n geweldige rol, as dit kom. As dit by God se beginsels kom, dan het jy nie hierdie besluit alleen in jou hande nie. Gaan maar na pappa toe, sê pappa, ek het 'n meisietjie ontmoet. Mamma, ek het daarbey ook ontmoet daar by die skool. En hoor gou so. Ek wil hê mamma moet saam met my bid, ek wil hê pappa moet saam met my bid. Geef my raad. Geef my raad. Weet jy wat belangrik is? As ek kyk na al die ellende en al die skade in ons wêreld, net omdat hierdie beginsel, God se beginsel, moenie alleen hierdie besluit neem. Hierdie besluit nie alleen in jou hande, omdat dit nie nagekom is nie. Dis geïgnoreer, sit ons met verskriklike ellende en skade in ons samelewing. Ek wil vanmôre vir jou sê, gaan vra maar vir pappa raad. Gaan na mamma toe sê, mamma sê gou vir my, wat dink mamma van daai ouetjie? Wat dink pappa van daai, hoe sal hulle leer ken? Hier kom hy, bring maar daai meisietjie huis toe. Bring maar daai meisietjie huis toe, bring daai ouetjie huis toe. Bring hom saam met jou huis toe, sê kom saam met my huis toe. Hulle kuier nie net tot daar by die sypaadjie nie, nee. Hulle moet inkom, hulle moet pappa leer ken, hulle moet mamma leer ken, pappa moet met hom praat, mamma moet met haar praat, hulle moet mekaar leer ken. En hoor gou mooi, as daai ouetjie jou huis toe bring, en mamma sê vir jou, hoor, pas op, luister maar. Ag, ma! Luister maar, as ma praat. Luister maar. Daar's 'n rede hoekom mamma waarsku. Daar's 'n rede hoekom pappa jou sal roep en sê, my seun, ek wil net vir jou sê, wees eers versigtig. Moenie haastig wees nie. Bring hom huis toe, sodat jou ouers hom of haar kan leer ken. Gee die Here 'n geleentheid. Begin bid. Jy het haar huis toe gebring, jy hoor wat pappa sê, jy hoor wat mamma sê. Gaan kamer toe, begin bid. Here, ek het hierdie meisietjie ontmoet. Ek het hierdie seun ontmoet, Here, en ek wil vir u vra, wat is u keuse? Wat is u keuse? Is hy u keuse vir my? Die derde beginsel van die 9, dis baie belangrik dat jou lewensmaat uit jou mense sal kom. Uit ons familie het ek vir jou gewys. Uit ons huis. Wat beteken dit? Isak moes 'n vrou gaan haal, gekry het, die Abraham se slaaf moes 'n vrou vir Isak gaan haal het, wat dieselfde God ken, en dieselfde God aanbid, as wat Abraham geken het. Moet toch net nie met 'n heidense vrou hier aankom nie, dan los, as sy nie wat saamkom, en sê die Bybel, los haar daar. Heidense vrou beteken 'n ongeredde. As jy nou die duiwel as jou skoonpa wil hê, dan trou jy met 'n ongeredde persoon. En daar is soveel meisietjies wat met ongeredde mans trou. En daar is soveel mans wat met ongeredde meisietjies trou. En dan dink hulle, weet jy, ek gaan met haar trou, ek gaan haar vir die Here wen. Ek gaan met hom trou, ek gaan hom, hoor mooi, as dit plaasvind, as dit die eerste waarvan ek hoor in my bediening. My familie, ons familie, wedergebore mense, gaan haal haar uit wedergebore. Sy moet weergebore wees. Bring haar, vir my seun. My seun kom uit 'n weergebore huis.
Ek wil 'n vrou hê wat ook die Here dien. Wat saam met hom die Here kan dien. Wat saamstem oor die dinge van die Here. Ek wens nou ek het baie tyd, maar ek het nie. 2 Korintiërs, hoofstuk 6, praat daarvan, vers 14 tot 18, hy sê, ek moenie in dieselfde juk as met die ongeredde trek, dit is onmoontlik. Ek wil vanmôre vir u sê, daar is soveel hartseer in huwelike waar huwelik al reeds voltrek is, waar 'n man die Here dien, en sy vrou nie die Here dien, of andersom. Die vrou wil die Here dien, en die man wil die, dit is verskriklik. Die Bybel sê, jy kan nie in dieselfde juk trek. Kan ek jou die 4de beginsel noem? Gaan 'n bietjie vinniger terwille van tyd. Jou lewensmaat moet bereid wees om jou te volg. Jou lewensmaat. Maar wat sê Abraham? Jy gaan daar kom, en jy gaan haar kyk, jy gaan haar sien. As sy nie wil volg nie, los haar. Maar as sy bereid is om jou te volg, bring haar. Kan ek vers 8? Kyk wat sê vers 8. Kyk wat sê vers 8. Hy sê, maar as die vrou jou nie wil volg, dan is jy ontslaaf van hierdie eed aan my. Jy moet net my seun nie weer daarheen terugbring nie. Nee. Jy bring nie so 'n vrou na my seun se kant toe nie. Sy moet vrywillig, gewilliglik bereid wees om jou te volg. Waarheen? Hoekom het ek dit nou gesê? Hoekom moet sy bereid wees? Waarheen gaan hy haar lei? Na die beloofde land toe. Meneer, jong meisie, dat ek vandag vir jou sê, sorg die dag as jy trou, dat jy 'n paar tree voor jou bruidjie is. Ek vertel baie hierdie storie. Ek sê dit vir paartjies wanneer ek hulle in huwelik moet bevestig, wil ek weet, waar staan die ouetjie met die Here Jesus? Is in 'n verhouding met die Here. As dit lank, dan kyk ek ons en dan sê ek, hoor gou mooi, ek wil jou ietsie sê. Hoe lank is dit nog voor die troue? Dan sal hy vir my sê, dan sê ek, jy moet alles in jou vermoë doen in hierdie tyd wat oor is, om jou in die woord van God in te delf, jy moet jou voete diep vind, want jy sal haar moet lei, waarheen, na die beloofde land toe. Jy gaan haar lei. Die dag toe ek Annelie ontmoet, en ek sit daar by hulle, my skoonpapie, hulle het 'n konferensiesentrum gehad, en het elke aand as ons daar was, wat ek daar was, het ek die stilte tyd gehou, boeke vat, soos hulle ou dae gesê het, dan is dit eintlik 'n boodskap wat hy daar bring. En een aand sit ek daar en hy lees Psalm 42, soos 'n hart wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. En ek sit daar en ek besef, daar kom so 'n besef oor my, as ek met hierdie meisietjie wil trou, sal ek moet sorg dat ek 'n paar tree voor haar is. Sy staan geestelik sterker as ek, en ek het nie daai ondervinding, en ek weet nie daai ervaring, en ek het nie daai dinge wat sy weet nie. En my skoonpap het net klaar gebid, en ek maak verskoning. Ek sê, verskoon my, en hulle het seker rondawels op die kampterrein, en ek gaan na die rondawels toe, en ek maak die deur so oop. Toe ek die deur so oop maak, toe sak ek op my knie, toe sê ek, Here, U sal my help. U sal my moet help. Ek sal 'n paar tree voor Annelie geestelik moet kom, as ek haar wil lei na die beloofde land toe. Weet jy wat is ons tendens vandag? Vrouens lei mans. Ek herhaal, vrouens lei geestelik mans. Waar die Bybel sê die man moet die vrou lei. En ek wil vanmôre die mans in die oë kyk. Kan jou vrou jou met toe oë volg na die beloofde land toe? Hy sê Abraham verdien sy diensknegt Eliezer. Sy moet hom vrywillig volg, toe volg na die beloofde land. Kan jy met toe oë, mevrou sê, my man, en ek wil vanmôre vir 'n ou meisietjie vra wat hier sit, wat in 'n verhouding is, het jy vrymoedigheid dat jy sal weet dat daardie ouetjie van jou sal lei na die beloofde land toe. Dis die ou einde, waar hy moet eindig, beloofde land. Jy hoef nooit te vrees, as jy dit 'n gebedsaak maak, hoor wat sê vers 7, kyk, hy sal sy engel voor jou uitstuur. Wat beteken dit? God sal altyd sy beste vir jou gee.
As jy bid, as jy hom vertrou, as jy jou lewe op die altaar, as jy hom ken, as jy Here, ken U in al my weë, hoor gemooi, hy sal sy beste vir jou gee, jy kan hom maar vertrou. Sy moes hom volg tot in Kanaan. Wat beteken dit? Mans. Sy moet hom volg tot in Kanaan. Dit beteken iemand wat aan die brand sal wees vir die Here Jesus. Iemand wat bereid sal wees om sy of haar ou lewe af te lê en te sê, terwille van die beloofde land. Terwille van die beloofde land is ek bereid om Kanaan te verruil. Ek wil dit waag om vanmôre vir jou te vra, meneer, het jy 'n brandende hart? Mevrou, het jy 'n brandende, meisiekie, sê gou vir my, het jy 'n brandende hart? Vir daardie seun vra wat vanmôre hier sit, het jy 'n brandende hart, want jy sien, sy sal jou volg tot in die beloofde land, as jy 'n brandende hart het. Die 5de beginsel, hierdie diensknegt wat Abraham gestuur het nie in sy naam gegaan nie. Die Bybel sê net 'n diensknegt, hy het nie in sy naam, hy gaan in die naam, en hy gaan namens Isak. Ek wil net hier sê, dis 'n boodskap op sy eie, hier die diensknegt is niemand anders as die Heilige Gees nie. Ek wil jou nog 3 noem. Let mooi op wat ek hier vir jou gaan sê. Jy moet nou mooi sit op jou stoel wat ek vir jou gaan sê. Hierdie vrou moes vrywillig 'n keuse maak. Ek wil dit vir jou weer lees. Vers 7 sê hierdie woorde. Die Here, die God van die hemel wat my uit my vaders huis en uit my geboorteland weggeneem het en wat my en met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Hy sal sy engel voor jou uitstuur en jy moet vir my seun daar 'n vrou gaan haal. Maar as die vrou jou nie wil volg nie. Wat 'n woorde. Sy moes vrywillig 'n keuse maak. En hy sê duidelik, as sy nie 'n keuse wil maak nie, kom terug. So eenvoudig soos dit, maar kyk wat beteken dit geestelik. Wanneer ek en jy 'n lewensmaat soek, is dit baie belangrik dat daai persoon 'n vrye keuse ja sal sê. Jy moet mooi hoor. Uit vrye keuse. Ek wil vanmôre vir 'n jong meisietjie hier sê. Jong meisies, kyk my in die oë. Ek wil dit vir jou sê, ek wens die hele gemeente se meisies was vanmôre. Jy het nie nodig om jou liggaam op die spel te plaas om hom te oortuig dat jy sy lewensmaat is nie. Moet haar nie dwing nie, moenie toelaat dat 'n ouetjie jou dwing en sê, weet jy, as jy my lief het, sal jy toelaat en ons sal in die bed spring. En ek sal vir jou wys dat ek vir jou lief het. Nee, gee God 'n kans. Hy sal sy engel voor jou uitstuur. As hy nie keuse maak nie, sê die Bybel, los. Dan was dit nie God se keuse nie. Dan het God iemand anders vir jou in gedagte, heeltemal anders. En nou kom ek baie nader na die chappie toe. Nommer 7, geen kompromie moet in hierdie saak gesluit word nie. Geen kompromie. Met ander woorde, ek gaan nie my beginsel prys gee ter wille van om net 'n lewensmaat. En jy moet mooi kyk wat ek vanmôre van hierdie kant af sê. Moenie dat sy jou ompraat of jy haar ompraat om saam met haar in sonde te gaan lewe nie. En dan dink jy gaan hom of haar op 'n manier wen nie. En ek spreek my vanmôre uit, daar's baie meisietjies, hulle kom deur die sonnaarskool. En ons leer hulle hierdie beginsels. Jy spring nie saam met 'n man in die bed nie, jy trek ook nie saam met hom in nie. En uit vrees dat hulle op 'n rak gaan sit, wat doen hulle? Hoor gou mooi. Hoe jy dit wys. En dan sê hy seun hierdie woorde. Hy sê, ek bly saam met 'n meisie, maar ek weet sy's nie my trouvrou nie. Kan ek nou vir jou ietsie wys?
Kan ek nou vir jou ietsie wys? Ons gaan deur die lewe en ons skou. Ons skou chappies. Waar is my mense? Kom vat van 'n ander bord af. Laat jy het gekou, vat 'n bord. Vat vir 'n chappie, dan eet jy verder. Jy sal nie iemand anders se chappies eet nie. Sal jy? Wat sê hierdie seun? Hy sê ek bly saam met 'n meisie, maar ek weet ek kan hom kou. Soos 'n chappie, maar ek gaan nie met haar trou nie. Die dag as ek voor die kansel staan, dan wil ek daarom weet ek staan nie langs 'n gekoude meisie nie. Hoeveel meisies laat toe? Omdat jy nie 'n square wil wees nie. Jy's te bang om nee te sê. En jy laat toe dat hy maar jou uittrek. Jy laat maar toe, jy spring agter elke, saam met elke man, en hulle kou. Maar die dag as daai man voor die kansel staan, sê hy, ek wil daarom nie langs 'n chappie staan wat gekou is nie. Ek is so bang. Ek is so bang, ek gaan nie 'n man kry nie, ek gaan nie 'n vrou kry nie. En ek gee al my beginsels prys. En ek gaan maar kyk of dit uitwerk. Ek gaan maar kyk, gaan dit uitwerk? As dit uitwerk, sê nou maar dit werk nie, dat ons daarom geweet, dat jy stap uit 'n verhouding uit as 'n gekoude meisie. En daai man voel niks vir jou nie. Jy's maar nog net een op sy nommer, net nog een op sy daas. Hy merk jou af. En hy kry lekker, en jy sit met al daai emosionele smart die binnekant, omdat jy nie God se standaard en God se beginsels geglo het nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek doen eendag hierdie illustrasie by 'n leierskap kamp. En ek praat oor my liggaam en ek het 10 dinge wat ek so uitdeel vir hulle, en ek weet nommer 1, 2 en 3 is altyd dieselfde, en nommer 9, 10 is, jy weet presies, dit wissel maar net van volgorde. En op daai stadium kom 'n meisiekie na my toe, en ons breek vir tee, koeldrank, sy sê vir my, oom, ek wil vir oom sê, ek is 'n gekoude chappie. Graad 7. Sy is deel van die leierskap. Ons gaan sit daar op 'n klip. Ek sê, vertel my. Sy sê, oom, ek was in standaard 3 gewees. Toe word ek gekou soos 'n chappie. En van toe af tot nou toe, ek is 'n gekoude chappie. Sy sê, is daar hoop? Ek sê, ja. Sê, kom ons bid saam. Ek sê, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sondes. Daar die meisiekie buig by daai klip op haar knie en sy sê, Here, ek is jammer. Ek is so jammer. Ek is so jammer, ek het nie aan God se beginsels gehoor gegee. Ek is so jammer, ek was standaard 3 gewees, dat ek my liggaam gegee het en gekou is. Hoor gemooi, as jy 'n gekoude chappie is wat vanmôre hier sit, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Glo jy dit? Glo jy dit? Jy moet dit glo. Anders sal hierdie ding jou opvreet hier binne. Hierdie ding sal jou opvreet. Sy moet jou gewillig volg na die beloofde land. Ek wil vanmôre weer vir 'n meisiekie sê wat hier sit. Ek sê weer, ek wens al die dogters van hierdie gemeente kon hier sit. Ek wil in die oë kyk en wil dit vir hulle sê, jy laat nie toe dat iemand jou forceer om saam met hom of haar in die bed te spring. Vir hom, hierdie seun, is daar jou meisiekie maar net genoeg. Maar net goed genoeg om gekou te word. Dis nie my trouvrou nie. Nee, my trouvrou gaan in 'n spierwit rok ingestap kom, skoon en rein. Maar ek is nie rein nie, ek is nie so skoon nie, want ek is die oorsaak dat soveel ander meisiekies gekou geword het. Agste beginsel, tweede laaste. 10 kamele. 10 kamele. Net so 'n bietjie hier oor by jou praat. Dis wonderlik die woord, nee. Vers 10. En die dienaar het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem en weggegaan met allerhande kosbare goed. Alle geskenke. Ek wil net dit sê, ek is so bang ek vergeet dit. Wil jy vanmôre eerder vir die Here sê, daar waar jy sit, neem 'n besluit, sê, Here, help my om 'n square te wees. Weet jy ook al dat ek jy toe om gekou te word, omdat ons groepsdruk maak.
Het jy al saam met iemand geslaap? Nooit? Nee man, jy is ou koek man. Ons wil nie square wees nie. Jy sê nie, hier is square. Ons wil nie so wees, ons wil nie nee sê nie. Nee, wees 'n square, sê nee. Sê nee. Sê vanmôre vir die Here in hierdie kerkgebou, Here, ek wil 'n square wees. Wat hulle daar buite sê. Hulle is al jou vriendinne, hulle dink maar hier binnekant word hulle opgevreet met hierdie ding. Okay, ek praat met jou oor die 10 kamele. Hier kom hierdie diensknegt in die stad en hy het so begeerd in sy hart gehad dat die regte meisietjie, die regte bruid vir sy heer Abraham na vore sal kom. Wat doen hy? Jy moet dit lees gou saam vers 12 saam met my. Dis 'n wonderlike gedeelte. Hoor wat doen hy, hoofstuk 24 vers 12. Hy gaan en hy sê vir die kamele, sak op jou knie. Hy gaan nou 'n gebedsaak maak. Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees speel 'n geweldige rol in die keuse van jou lewensmaat. God speel 'n rol, gebed speel 'n rol, hy gaan kniel. En hoor hoe bid hy, sê, Here, God van Abraham my Heer, hy neem 10 kamele. Laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham. Vers 14, laat dit tog nou gebeur. As die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik, dan sal ek drink. Hy laat die kamele neerkniel, hy is op sy knieë en hy bid. En terwyl hy bid, is God aan die werk. En kyk na hierdie eise, 2 eise. Water vir my en water vir my kamele. Dis wonderlik. Here, laat sy bereid sal wees om vir my water te gee en ook hierdie kamele, Here, ons kom 'n lang pad. Sonder dat sy weet wat hy bid, werk God in haar hart. God is aan die werk. Hy stel hoë eise, meneer. Stel maar hoë eise aan daai meisietjie. Ek gaan 'n meisietjie sê vanmôre hier, stel maar hoë eise. Stel maar hoë eise. Die hemel is nie goedkoop nie. As jy jou lewensmaat soek, as jy bid oor jou lewensmaat, ek het 'n gesegde. Sorg maar dat daai persoon bereid sal wees om jou 10 kamele, nie net vir jou nie, dit is maklik om net vir jou te gee, maar om vir daai 10 kamele wat saam met jou is, ook water te gee. 100 liter water, 150 liter per kameel. Stel maar die eise hoog. Stel maar die eise hoog. As sy aan daar die eise voldoen, dan weet jy, God het in haar hart gewerk. Dis antwoord op gebed. Hier kom nommer 10 en nommer 9 en hy is geslaag. Vertrou die Here. Nadat ek al hierdie dinge gesê het, wil ek dit vanmôre sê. Vertrou die Here. Vra hom, Here, gee my regte lewensmaat. Ek lees vir jou die laaste 3 verse van vers 17 af. Ek het nog nie vir jou gelees nie. Hoor, wat is God se keuse? Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê, laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord, drink my Heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir u kamele ook skep. Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en vir al die kamele water te gee. Oor en oor het sy geskep. Hy het God geglo. God gaan dit waarmaak. God gaan my gebede waarmaak. Hoor gou mooi, toe hy opstaan, jy moet hierdie verhaal gaan lees, hy is op sy knieë, die kamele is nog op hulle knieë. Die oomblik toe hy amen sê en hy kyk op. Die Bybel sê dit. Toe hy amen sê en opkyk, toe wat sien hy? Hier kom God se keuse vir hom aangestap. Hier kom God se keuse vir Isak aangestap.
Hy bid, maak oop. Hoe lyk sy? Baie mooi van binne sê vers 16. Uiterlik ook baie mooi. God sal altyd sy beste. Sal altyd sy beste. As ek hom vertrou, sal God altyd sy beste vir my gee. Glo jy dit? As ek dit 'n gebedsaak maak, glo jy dit? Die chappie, as jy ooit 'n chappie weerkou, dan sê jy, Here, help my. Ek sal eerder bereid wees om 'n square te wees, om nee te sê, om ruggraat te hê, as om vir 'n oomblik te val en te sê, Here, ek gaan toelaat om gekou te word. Here Jesus, baie dankie vanmôre vir Genesis 24. Hoe dank ek U vir riglyne, beginsels in U woord. Duidelike riglyne. Dis wat in God se hart aangaan. As ek as pa sit en ek verdeel sekere dinge met my kinders, dan wil ek net die beste vir hulle hê. God wil net die beste vir my op aarde hê. En dis waar hy begin. Gee my jou lewe. Plaas jou op my altaar. Dis waar hy wil begin. Gee jou lewe vir my. Ken my in al jou weë. Ken my selfs in die keuse van jou lewensmaat. En vertrou my en ek sal jou paaie vir jou gelyk maak. Here, ek wil vanmôre kom bid vir elke man wat in hierdie kerkgebou sit. Elke enkel lopende man wat U vertrou, miskien al vir jare U vertrou. Here, stuur vir my iemand van my mense. Iemand wat U ken. Iemand wat U volg. Iemand wat U lief sal hê. Iemand wat 'n brandende hart sal hê, wat my sal volg na die beloofde land. Stuur haar vir my. Here, ek dank U dat God is aan die werk. En ek wil U kom vertrou dat spoedig daardie gebed van daardie man verhoor sal word. Ek wil bid vir daardie meisietjie wat U al miskien so lank vertrou om te sê, Here, U weet my hartsbegeerte is ook om in 'n verhouding te wees. My hartsbegeerte is ook om 'n lewensmaat te ontmoet. Ek wil vir haar bid. Here, help haar om nooit haar knie te buig en onderdruk te soeg en toe te laat dat sy gekou sal word soos 'n chappie nie. Ek wil bid dat U vir haar sal skoonhou en sal rein bewaar. En dat U daardie kind se gebed sal verhoor. God is aan die werk. Wanneer ons bid, is God aan die werk. Ek dank U dat ek dit uit hierdie gedeelte kan lees. Ek kan leer. Ek wil bid vir 'n verhouding wat vanmôre van 'n seun en 'n dogter, van 'n man en 'n vrou wat hier sit, wat nie volgens God se orde is nie. Ek wil bid dat daardie man en daai vrou die besluit sal neem om te sê, ek wil ons lewens instel volgens God se beginsels. Ek wil vir U dankie sê dat ek U daarvoor kan vertrou. Heilige Gees van God, gaan voort met die oortuigingswerk in 'n hart en in 'n lewe. Doen dit, Here. Ek wil bid vir huwelike vanmôre, Here. Ek wil bid dat U vir ons sal bewaar. Die duiwel lê en loer, Here. Dek vir ons toe onder die kosbare bloed. Ek wil bid vir mans vanmôre hier, dat U vir ons daardie ruggraat sal gee. Dat ons voor ons vrouens geestelik sal uitkom, sodat ons hulle kan lei, sodat hulle met vrymoedigheid kan volg, ons kan volg na die land, die beloofde land, hemelwaarts. Nie andersom nie, Here. Dis nie hoe God se orde werk, dat 'n vrou 'n man moet lei nie. Nee, gee ons mans 'n honger in ons harte, 'n begeerte. Here, ek bid vanmôre, ek het dit gister gebid, gee vir my 'n brandende hart, dat my brandende hart
aansteeklik sal wees vir Annelie, vir ons kinders. Dat hulle met vrymoedigheid, dat dit so sal wees, so oor sal loop. Geef 'n mans 'n brandende hart, Here, dat dit aansteeklik sal wees. Dat hulle vrouens ook Jesus wil dien, omdat my man die Here dien. Here, doen dit. Is daar iets vir die Here onmoontlik? Daar's niks, Here. Daar's niks. Bring ons volgens dit wat God van ons vra, in lyn te wees met God se woord. En as daar dinge is wat reggestel moet word, Here, dat dit vanmôre in hierdie kerkgebou sal plaasvind. Reggestel. Groot besluite wat geneem moet word. Here, U oorheers en U werk daai ding uit. En ek dank U op grond van die bloed van Jesus. Ek dank U, Here, dat U vergewe en dat U vergeet. Miskien uit onkunde wat iemand 'n ding gedoen het. Ek dank U, Here, dat Hebreërs 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus julle gewete reinig van dooie werke. Ja, daai dinge wat ek gedoen het, Here, in en uit onkunde, die bloed van Jesus, hoeveel te meer sal die bloed van Jesus julle reinig daarvan. Here, dankie. Doen dit vanmôre. Ek vra dit in Jesus se wonderlike naam alleen.